Goeiedag. Ons onderwerp vandag, Christus, ons anker. Ons skrifgedeelte kom uit Hebreërs 6 vers 18 tot 20 en ek lees: Die twee onverganklike dinge, die belofte en eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En dit is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is, volgens vers 19. Vers 20, daar het Jesus ons voorloper terwille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ons kan so maklik sê dat Christus ons anker is, maar wanneer ons dit sê, besef ons regtig die impak van hierdie woorde, hierdie statement wat dit op ons lewens het. Jy sien, of ons nou praat van 'n boot se anker of 'n massiewe olietankskip se anker, is dit so dat die anker van geen nut is as dit deel van die skip is en met 'n stewige ketting niet of 'n tou daaraan gekoppel is nie. 'n Anker wat los is in die see of rivier gegooi word, kan tog nie die skip vashou en keer dat dit deur die strome weggevoer en op 'n sandbank of die rotse loop nie. Dit moet stewig aan die skip vas wees. So kan ons ook nie sê Christus is ons anker as ons hom nie gedurig deur ons lewens het en hierdie deur God se woord en gebed aan hom gekoppel is nie. Die bemanning van 'n skip kan tog nie die olietankskip se anker per hand laat afsak of optrek nie. Juist daarom is daar behoorlike katrolle of hoist wat in die boot monteer is, om die anker stewig in plek aan boord te hou terwyl die skip vaar en dit kan laat afsak of optrek indien dit nodig is. Dit is ook vir ons as Christen gelowiges, dis uiters belangrik dat ons stewig aan God gekoppel is deur sy seun Jesus Christus. En dat wanneer ons sê dat Christus ons anker is, ons dade dit sal weerspieël. Hy is altyd by ons. As ons in die oop see, die stil waters van vrede en voorspoed vaar. Wanneer ons deur die storms van die lewe die hoë duinings met aanvat. Wanneer dinge om ons so rof gaan dat ons nodig het om ons anker te laat sak, om te voed dat ons op die rotse loop. Wanneer ons nodig het om ons anker om op anker te lê, voordat ons die groot hawe van die ewige lewe ingaan. As ons sê Christus is ons anker, hoe groot is hierdie anker in ons lewens? Is hy miskien so groot soos 'n anker aan 'n kettingkie om jou nek of jou gewrig? Iets wat jy net ronddra as 'n vertoonstuk om jouself te laat goed lyk en om ander mense te impress? Of is hy miskien so groot soos die anker op 'n vragskip, terwyl jy voel dat jy in 'n roeibootjie is en voel jy eintlik dat dit vir jou las is, maar omdat dit Christelik die regte ding is om te doen, sê jy maar sê dat Christus die anker in die lewe is. Jy sien, dit is onnodig vir ons om te besluit of om die besluit te wil neem hoe groot Christus moet wees as die anker in ons lewens. Al wat ons moet doen, en al wat ons hoef te doen, is om hom te aanvaar as die anker in ons lewens. Hy is groot en almagtig, en as ons hom ken in al ons wees, en hom gekoppel bly deur middel van God se woord, die Bybel, sal hy vir ons die anker wees, wat nodig is. Hy weet immers wat ons nodig het, voordat ons nog daarna vra. Vestig jou geloof, jou hoop en vertrou op hom. Versterk dit daagliks deur middel van gebed en Bybelstudie, en hy sal daar wees vir jou. Maak nie saak wat die aanslag hier is nie. Hy sal daar wees. Dit is belangrik om te onthou, dat nie alle gevaar en alle teleurstellings van ons weggehou sal word, wanneer Christus die anker in ons lewens is nie. Nee, dit beteken slegs dat ons nooit alleen sal wees nie. Maak nie saak of ons deur storms gaan, of op rustige waters vaar nie. As ons anker in Jesus Christus is, sal hy ook, net as die anker van 'n skip, altyd by ons wees. En wanneer dit nodig is, ons vas anker daar waar hy voel, ons veilig is. Ons moet een mooi onthou, Jesus in Getsemane beangs tot God gebid het, en gevra dat indien dit God se wil is, die lydenswet om hom verby moet gaan, het God nie daar 'n versoek toegestaan, maar het 'n engel gestuur, om Jesus by te staan en te versterk. Net so sal ons ook nooit alleen gelaat word nie. Al voel dit soms vir ons so. God het immers self gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, volgens Hebreërs 13 vers 5. Al woed daar storms in ons lewens, al sukkel ons soms om kop bo water te hou, en voel dit partymal of ons meer onder die water of bo die water is, kan ons berusting daarin vind, dat wanneer ons aan en in Christus geanker is, ons niks hoef te vrees nie. Moenie dat die anker in jou lewe, Jesus Christus, net 'n verstoonstuk
soos 'n hangertjie om jou nek wees nie. Nog minder moet jy voel dat dit 'n meelsteen om jou nek is, wat jou aftrek. Nee. Vind blydskap en verlossing in die feit dat jy Jesus Christus as 'n anker in jou lewe kan hê. Dat hy voorspraak maak vir jou en my by die Vader. Dat hy die anker is wat jou en my vashou, terwyl ons in die oseaan van die lewe lê en wag, om die hawe van die ewige lewe in te gaan. Daar waar nie meer storms is nie. Vir enige skip om te vaar sonder anker is uiters gevaarlik. Net soos dit vir ons as mens uiters gevaarlik om deur die lewe te gaan sonder om in en deur Jesus Christus aan God en sy woord geanker te wees. En wie het dit nog nie gedoen het nie. Bely vandag nou jou sondes en vra om vergifnis. Glo en vertrou in hom en aanvaar vandag Jesus Christus as jou verlosser en zaligmaker. Aanvaar hom as die anker in jou lewe, sodat jy nie dalk deur strome weggevoer word en op die sandbanke en die rotse van die wêreld beland of in storms van die sondige wêreld vergaan nie, maar dat ook jy die veilige hawe van die ewige lewe kan invaar wanneer vir die tyd is om so te doen. Is Christus werklik die anker in jou lewe? As hy nie die anker in jou lewe is nie, maak hom vandag die anker. Moenie uitstel tot môre nie. Môre mag dalk te laat.